So wat is die evangelie in 'n eenvoudige terme? Wat as ek jou vandag vra, wat is die belangrikste boodskap wat jy ooit kan hoor? Wat as ek sê daar is een waarheid wat jou verlede kan vergewe, jou Here kan verander en jou ewigste toekoms kan verseker? Wat beteken dit regtig wanneer mense praat van die evangelie? Is dit net 'n godsdienstige woord, net 'n kerkbegrip, of is dit die kragtigste boodskap wat nog ooit verkondig is? En hier is die groter vraag. As jy vandag moet verduidelik, wat is die evangelie? Kan jy? Die woord evangelie beteken eenvoudig goeie nuus. Maar goeie nuus maak net sin as jy eers die slegte nuus verstaan. En die Bybel is baie eerlik oor die slegte nuus. Want die groot probleem is sonde. So volgens Romeine 3:23 sê dit vir ons, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Nie party mense nie net die ergste misdadigers nie, maar almal. Van Genesis 3 af, toe Adam en Eva ongehoorsaam was, het sonde die wêreld binnegekom. En sonde is nie net verkeerde dade nie, dit is 'n gebroke verhouding met God. Romeine 6:23 sê vir ons, die loon van die sonde is die dood. Sonde bring skeiding. Sonde bring geestelike dood. Sonde bring oordeel. Dit is die slegte nuus. Ons kan onsself nie red nie. Ons kan nie goed genoeg wees nie. Geen goeie werk kan die skuld uitwis nie. So, maar hier begin die evangelie skyn. Johannes 3:16 verklaar dit vir ons, want so lief het God die wêreld gehaat, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het nie die wêreld gelos in sy sonde nie. Hy het gegee. Hy het gestuur. Hy het self ingetree. En die seun wat hy gestuur het, was Jesus Christus. So die kern van die evangelie, in 1 Korintiërs 15:1 vers 4, verduidelik Paulus die evangelie in sy eenvoudigste vorm. Christus het vir ons sondes gesterwe volgens die skrifte. Hy is begrawe. Hy is op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. Dit is die evangelie. Nie 'n selfhelpboodskap nie, nie 'n morele verbeteringsprogram nie, maar 'n historiese werklike gebeurtenis. Jesus Christus het sondeloos geleef. Hy het die straf gedra wat ons verdien. Aan die kruis het hy uitgeroep, dit is volbring. Johannes 19 vers 30. Die skuld is betaal, die prys is klaar. En toe 3 dae later het die graf leeg gestaan. Die opstanding bewys, die offer is aanvaar, die dood is oorwin, die skuld is verheffen. So hoe word dit myne? Maar hier kom die persoonlike vraag. Hoe word hierdie goeie nuus jou goeie nuus? Efesiërs 2:8 vers 9 verduidelik vir ons, uit genade is julle gered, deur die geloof, en nie uit julleself nie, dit is die gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Die evangelie word ontvang, nie verdien nie. Ons regeer met bekering en geloof, soos Handelinge 2 vers 38 vir ons verduidelik, en Romeine 10:9, wat vir ons sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. So nie deur by kerk bywoning alleen nie deur jou tradisies nie, maar deur geloof in die voltooide werk van Christus. So hoekom is dit dan vandag nog belangrik? Omdat mense steeds skuld dra, omdat harte steeds leeg is, omdat dood en onsekerheid steeds werklik is. Die evangelie gee vergifnis, die evangelie gee nuwe lewe, die evangelie gee hoop wat selfs die graf oorleef. In 'n wêreld vol verwarring bring die evangelie sekerheid. In 'n wêreld vol vrees bring dit vrede. In 'n wêreld vol prestasie bring dit genade. Wat is die evangelie in eenvoudige terme? Jy was verlore, maar God het jou gesoek. Jy was skuldig, maar Christus het dit betaal. Jy was geestelik dood, maar hy het gelewe gebring. Dit is goeie nuus, dit is ware nuus, dit is ewige nuus. En vandag staan dieselfde uitnodiging nog. Kom soos jy is. Glo in Christus Jesus. Ontvang vergifnis. Ontvang nuwe lewe. Want die evangelie is nie net 'n boodskap wat jy hoor nie. Dit is waarheid wat jou kan red.